Mike, dit is die Stormers wat wegspeel. Dit is nou 2 Vrydae opeenvolgende wat hulle op die kunsmatige oppervlak speel. Dis die groot gesels in die gange, is die Stormers se aanpassing. Ons weet dat hulle op die veld kan doen, maar hulle het grootliks op gras gespeel. Dit klink nou nie 'n groot faktor nie, maar dit het oor die afgelope jaar of 2 'n faktor gebleik, want Suid-Afrikaanse spanne het omtrent 70% van die wedstryde verloor, veral aandwedstryde op daai plastiek oppervlak, as ek dit so kan noem. Dink jy die effek gaan groot wees daarvan, moet die Stormers uitkyk daarvoor? Ek dink dit gaan altyd 'n effek hê. Dit gaan altyd 'n effek bly as gevolg van die feit dat ons hier in Suid-Afrika nie gewoond is om op daai 50% sinteties teenoor regte gras oppervlaktes te speel nie. Ek dink in die sin van die weer wat besig is om te verander, ja, dis iets wat jy nie kan beheer nie, maar dit het tog 'n uitwerking op daai oppervlak wat jy speel. Dis gladder. Ons het spelers wat gevaarlik is in aftrappe en swenke en jou aan die raai kan hou. Daai spelers is meer bekend met dit. Dit gaan dink ek altyd 'n faktor wees. Kom ons kyk gou so vinnig net na wat in die wedstryd moontlik kan gebeur. Daar's 'n klomp komponente wat interessant is. 2 agste manne is my interessant. Jarno Augustus, noem hom Trokkie, hy's eintlik van die Kaap. Hy ken die Kaapse rugby goed, maar hy's lekker groot en sterk en kom oor die voordeellyn. En Evan Roos speel van sy beste rugby ewe skielik. Nommer 8, eerstens, dit is 'n goeie, soos hulle sê, Engelse praat van match-up. Definitief, en dit is daai soos wat jy altyd sê, daai armdruk wat dit is, want meneer Augusta of dan 'n Trokkie het werklik vir hom 'n goeie naam begin maak daarbo in Europa, van waar hy gekom het tot waar hy nou by Ulster is. Hy is een van die groot gunstelinge en name wat op hulle tonge baie gebruik word. Maar ek dink Evan Roos het vir eens op 'n punt gekom waar hy gesê het, weet jy wat, ek gaan nie nou bekommerd wees om die Springbok trui aan te trek nie. Ek gaan nou hier as 'n stommer gaan ek my rugby begin speel. En jy sien dit in hom. Hy lyk meer gemaklik, hy lyk gevaarlik. Hy's een van die toppunte aantekenaars of 3 drukkers in die kompetisie ook as voorspelers. So hy speel goeie rugby. Dit gaan verseker een van daai armdrukke wees wat 'n uitwerking op die groter wedstryd gaan hê. En laastens Sasha Feinberg en Komazulu, en gewag vir die vliegtuig. Land of styg? Ek dink land, ja. Okay. Dan laastens Mike, Sasha Feinberg en Komazulu op nommer 10, altyd 'n groot angel, en dan Damien Willemse kan mens daar ingooi. As die Stormers genoeg goeie bal kry, met hulle genoeg sê maar spelskeppers agter om dit moeilik te maak vir Ulster. Definitief, en met daai individue wat beskikbaar is vir die Stormerspan, die teendeel is by Ulster se span, want hulle is besig om nou voor te berei vir daai laaste paar wedstryde in een van die ander kompetisies, ook Europese kampioenskap beker wat hulle natuurlik mee dit. So dit mag een van die voordele wees vir die Stormerspan, veral met hierdie individue wat uitstaan en sterspelers is. En ek dink die Stormers moet definitief kapitaliseer daarop.